In die bulletin, werknemers van Denel hoor dat hulle die jaar sonder salarisse begin en wêreldleiers begin reageer op Donald Trump se uitnodiging na sy Raad van Vrede. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Werknemers van die staatsbeheerde wapenvervaardiger Denel word weer deur 'n salariskrisis in die gesig gestaar. Die vakbond Solidariteit het sy kommer uitgespreek na berigte dat werknemers by Denel PMP as ook Denel Dynamics tydens 'n personeelvergadering ingelig is dat die afdelings nie in staat is om salarisse vir die huidige maand uit te betaal nie. Solidariteit se sektorkoördineerder Derrick Mans meen die situasie is ontstellend, veral omdat ingrypingsmaatreëls minder as 'n jaar gelede by Denel ingestel is om bedrywighede te stabiliseer. Die vakbond eis die dringende aanstelling van 'n nuwe permanente raad met toepaslike kundigheid in die verdedigingsbedryf, ingenieurswese, finansies en projekuitvoering, asook die oorweging van openbare privaat vennootskappe om volhoubaarheid te herstel. Die families van die 12 leerlinge wat maandag in 'n grieongeluk in Vanderbijlpark dood is, eis dat skoliervervoer afgeskaf word. Die polisie het bevestig dat die bestuurder van die minibus taxi in hegtenis geneem is. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die 22-jarige bestuurder probeer het om verskeie voertuie verby te steek en met 'n vragmotor in die aankomende baan gebots het. 5 kinders word in die hospitaal vir hulle beserings behandel. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi het tydens 'n mediakonferensie die voorgestelde maatreëls en veranderings aan regulasies bekend gemaak om skoliervervoer ongelukke te verminder. Die vakbond Federasie Kusatu het skerp kritiek uitgespreek teen die regering se besluit om politici en regters se salarisse te verhoog. President Cyril Ramaphosa het 'n verhoging van 3,8% vir politici en 4,1% vir die regbank goedgekeur. Kusatu sê die verhogings is uitvoering met die werklikheid van gewone Suid-Afrikaners, veral te midde van moontlike belastingverhogings. Die vakbond sê as daar ekstra geld is, moet dit eerder bestee word om dokters, verpleegkundiges, polisielede aan te stel om noodsaaklike dienste aan werkersklasgemeenskappe te lewer. Kusatu vra ook dat salarispakkette vir openbare amptdraers eers aan openbare deelname onderwerp moet word. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid eis dringende antwoorde na 'n skietery wat gister by die Booysens Landdroshof plaasgevind het. 2 mense is dood en 3 beseer nadat gewapende aanvallers op die nasionale sleutelpunt toegeslaan het. Die komitee bestempel die aanval as 'n direkte aanslag op die regbank en bevraagteken die private sekuriteitsfirma se vermoë om die wapenvrye sone te beskerm. Volgens die wetgewer weerspieël die voorval die toenemende arrogansie van misdadigers en die uitdaging van onwettige vuurwapens in die provinsie. Hoewel die polisie die skuldiges soek, word die publiek gevra om met inligting na vore te kom. Verskeie wêreldleiers het begin antwoord op die Amerikaanse president Donald Trump se uitnodiging om lid van sy sogenaamde Raad van Vrede te wees. Israel, Hongarye en Armenië het reeds hul steun bevestig, maar Italië en Swede het die uitnodiging van die hand gewys en sê dit is strydig met hul grondwet. Kommer heers onder westerse lande oor Trump se uitnodiging aan Rusland. Trump het in Davos in Switserland aangekom, waar hy deelneem aan die Wêreldekonomiese Forum. Hy het later as verwag opgedaag, omdat sy vliegtuig weens 'n elektriese fout moes terugdraai na Washington en hy op 'n ander vliegtuig vertrek het. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre middag weer so.